Goeiedag, ek hoop dit gaan goed met jou en dit is moontlik dat dit met jou goed kan gaan wanneer jy daardie belewenis het dat jou wêreld verstaanbaar, beheerbaar en emosioneel sinvol is. Dat jou lewe in die hande van die lewende God is wat in Christus Jesus deur sy Gees ook by jou is. Wat gister saam met jou was, vandag saam met jou is en môre in die toekoms wat jy nog nie ken nie, ook saam met jou sal wees. Omdat jy in die verlede die Here se goedheid beleef het. Daarom het jy daai aanvoeling, kan jy dit nou reeds hê, dat dit môre en oormôre ook oukei sal wees. Psalm 126 sê, toe die Here die lot van Sion verander het, was dit vir ons soos 'n droom. Ons het gelag en gesing. Onder die nasies het hulle gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Die Here het groot dinge aan ons gedoen. Ons was bly. En daarop kan ek net sê, amen. Mag daar vir jou genade en vrede in oorvloed wees deur jou kennis van God en van Jesus Christus, die Here. Kom ek lees vir jou 'n gedeelte van die knegliedere van Jesaja 40 tot 55. Liedere wat hoop moes bring vir die ballinge. Liedere wat hoop vir jou en vir my wil bring, ook vir elke dag. Want God se woord was nog al die waarheid, altyd die waarheid. Sy woord is lewend, dis kragtig. Dit het die waarde wat dit gehad het vir mense wat in ballingskap was. Daardie waarde het die Here se woord ook vandag vir ons, wanneer ek ook in my omstandighede binne in Suid-Afrika of enige plek waar ek ook al lewe, die woord wil ook vir my hoop kom gee, vir my bemoedig, kom bemagtig om binne in my omstandighede ook te kan lewe. Die wonderlikheid van die woord mos is dat dit nie net waarde het vir eendag daar ver nie, maar dat dit waarde wil hê vir die nou wat binne ek wil kom lewe. Want die toekoms of moet lewe, die toekoms is hier. Dit is nie net eendag nie, dit is hier. Soms kan ons terugvlug in die verlede in. Kan ons die wêreld van die verlede idealiseer. Soms kan ons die toekoms daarvoor oordroom. Ons eendag, ons tyd wat ons by die Here is in sy koninkryk. En dan vergeet dat iets van die verlede en iets van daardie verre toekoms 'n impak wil hê op die oomblik waar ek nou lewe. Wanneer die Here met die ballinge gepraat het, wat daar in ballingskap gewees het in Babelonië, vir 'n baie lang tyd, al 'n tweede geslag ballinge, dan is daardie boodskap nie alleen vir hulle bedoel nie, maar omdat die woord tydloos is, wil dit ook vir ons, wil ons amper sê, in ons vreemdelingskap in hierdie wêreld kom bemoedig en ons ook kom bemagtig. En daarom Jesaja 44, kom ek lees vers 1 tot 5 vir jou. Maar luister nou, Jakob, my dienaar, Israel wat ek uitgekies het, so sê die Here wat jou gemaak het, jou in die moederskoot al gevorm het, wat jou help. Moenie bang wees nie, my diensknegt Jakob, ja, Jeseroen, wat ek uitgekies het. Want ek sal water uitgiet op dorre aarde, waterstrome op droë grond. Ek sal my gees uitgiet op jou nageslag en my seën op jou nakommelinge. Hulle sal groei tussen gras, soos rivierwilgers langs waterstrome. Een sal sê, aan die Here behoort ek, en 'n ander een sal die naam van Jakob uitroep. Nog een sal op sy hand skryf, die Here sin, en homself die naam Israel gee. Hier lê 'n stuk droom nie alleen vir die mense wat aan die Here behoort het, wat in ballingskap was nie, maar ook vir ons wat in die tyd leef waarin ons leef, maar ook vir die ander mense wat ook deel van ander nasies sou kon wees, wat hulle kon vereenselwig met die volk van die Here. Want die genade van die Here wil so omvattend, universeel ook wees vir baie mense. Die Here het die wêreld lief en wil sy liefde ook bekend maak deur die wyse waarop ons hoop in ons eie lewe het en die genade ook en die hoop kan uitdra na diegene wat rondom ons is.
iets van dit wat Jesaja 60 ook kom sê. Laat jou lig skyn, Jerusalem. Vir jou, na jou toe het die lig gekom. En ander kom na jou toe, want die wêreld buitekant jou is enigstens ook donker. Wat sê die Here vir hierdie mense? En waarmee, wat is die universele gedagtes, die tydlose gedagtes, wat ook daaruit na vore kom, wat vir my en jou vandag ook 'n werklikheid kan wees en ons kan bemoedig, kan bemagtig binne in die omstandighede waarin ons leef. Die eerste gedagte is om te weet aan wie ons behoort. Heidelbergse Katekismes sê mos in vraag 1, wat is my enigste troos in lewe en sterwe? En dit is dat ek aan my in lewe en sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue saligmaker en verlosser Jesus Christus behoort. Die boodskap daarom, dat vanuit verkiesende genade, binne die volk Israel, binne hierdie mense in ballingskap om te weet, dat hulle ook gekies is, dat hulle aan die Here behoort. Waar ek my ook al bevind, dat ek aan die Here behoort. Dat ook in die tyd waarbinne ek lewe vandag, dat ek ook kan weet dat ek aan die Here behoort. Soos wat die volk Israel ook sou kon onthou, dat die Here 'n verbond met hulle gehad het, 'n ooreenkoms, dat hy hulle God wil wees, en ook die God van die nageslag wil wees, en dat hulle ook vir hom 'n volk moet wees. So word ek en jy ook in 'n vervulde verbond daaraan herinner, dat die Here ook vir ons by die naam kom roep het, dat hy ook vir ons uitgekies het, dat ons ook aan hom behoort, dat hy ons ook by die naam ken, elke ene van ons, dat ons name ook letterlik in sy handpalms geskrywe sou staan. Wat is die ander gedagte? Is om ook vir hulle te kom sê, maar hulle wat aan hom behoort, moenie bang wees. Moenie bang wees vir die omstandighede waarbinne jy is nie. Want God is 'n Here wat binne elke omstandighede, wat binne elke omstandigheid ook jou wêreld kan verander. Want hy is die Here wat alles ook in sy beheer het, wat 'n toekoms kan genereer, wat 'n lewe van welvaart, van beterskap kan verseker, waar jy jou ook al mag bevind. En in die tyd waarin ons leef, is ons mense ook oral oor die wêreld heen. Maar oral waar ons ook al mag wees, om te weet, dat daar ook vir my lewe is, 'n toekoms is, soos wat daar ook vir my 'n toekoms is in Christus Jesus. As die Here ook sê, dat hy in staat is, om ook, soos letterlik die droë lope, die droë wêrelde, die woestynwêreld, waterryke wêreld kan maak, dat hy die wêreld rondom jou op 'n manier kan transformeer, dat die wêreld wat vir jou in hierdie stadium lyk, asof dit nie vrug kan voortbring nie, dat die Here ook in staat is, om dit te kan verander, in 'n wêreld, wat ook 'n welvaart wêreld kan wees, 'n wêreld waar binne dit ook met jou kan goed gaan, op verskillende maniere. Die ander gedagte wat die Here vir hulle kom gee, is om te weet, dat nie alleen hulle nie, maar ook hulle nakomelinge, hulle kinders, ook aan die Here behoort. En dat die Here ook 'n toekoms het vir hulle kinders. Vir die ballinge was dit nodig geweest om te onthou, dat die Here ook wou gehad het, dat hulle ook moes kinders hê, dat hulle ook 'n nakomelinge moet hê. Want onthou, die naam van die Here is ook 'n naam wat uitgedra moes word. En daarom dat die Here ook vir hulle in ballingskap sê, en daai bekende gedeelte in Jeremia 29, dat hulle moet kinders hê, en dat hulle kinders ook kinders moet hê. Want dit is belangrik dat die naam van die Here ook vorentoe gedra sou word, en dat die Here sy gees ook binne in die lewens van daardie kinders, van daardie nakomelinge van hulle wil kom gee. Want die Here het nog nooit opgehou in daardie omstandigheid om hulle God te wees nie, en om ook deur hulle sy genade na die wêreld toe te versprei nie. Dis die beginsel ook vir my en jou, dat ons kan sê partykeer maar, weet jy wat,
weet nie of 'n mens kinders moet hê nie, want ons weet regtig nie oor hoe die toekoms lyk nie. En is daar enigstens vir ons 'n toekoms? En is daar enigstens lewe? Is daar toekoms vir die kerk? Is daar toekoms vir die geloofsgemeenskappe? En gaan alles nie uiteindelik maar ook doodloop met die omstandighede soos dit is nie? En stel ek nie die moontlike kinders wat ek kan hê bloot aan omstandighede wat totaal onaanvaarbaar is nie, en om dan te weet binne dit. Maar dis ook vir die Here belangrik, want dieselfde Gees wat ook in ons was, gaan ook binne in ons kinders lewe, gaan ook vorentoe gaan. Die Heilige Gees sal ook deel van ons kinders, ons nageslag se lewe wees, om vir hulle ook te lei, en dat hulle ook tot seën kan wees, vir mekaar, maar ook vir die wêreld rondom hulle. Want God wil hê, dat sy liefde, en dis die algemene, die groot beginsel, dat sy liefde ook gedra sal word, binne in die res van die wêreld in. En baie keer dink ons, maar gaan ons kinders regtig dan die Here lief hê? Gaan die wêreld nie so sekulariseer? Gaan die wêreld nie so verval, dat ons kinders gaan ophou, om dalk die Here te dien nie? En dan vir die ballinge al in daardie tyd, kom gee die Here ook daardie beloftes, hier in Jesaja, hoofstuk 44, as hy sê, een sal sê, aan die Here behoort ek, en 'n ander een sal die naam van Jakob uitroep, nog een sal op sy hand skryf die Here sin, en homself die naam Israel gee. En daarom die belofte vir hulle, want onthou, hulle belewenis, in daardie omstandighede was dalk enigstens 'n bietjie moeiliker nog, as die omstandighede waarbinne ek en jy is, waar ons in ons omstandighede vryheid het om ons godsdienst te beoefen, soos wat ons dit wil beoefen, en dat ons vry is in terme van dit, was hulle omstandighede baie gekompromiteer, ook deur daardie veel godendom wat die Babiloniërs enigstens ook in hulle kele wou kon afdwing het en kom afdruk het. Vir hulle was daar hoop gewees, hoop ook vir hulle kinders, en daarom dat hulle ook kinders moet hê. En vandag moet ons ook kan sê, en moet ons daardie belofte van die Here ook vir ons self kan toeëien, dat die Here die een is wat die hoop gee, dat die Here die hoop gee wat is, omdat hy 'n God is, wat hy is, en dat daardie Here ook daardie belofte gee, dat ons kinders, nie deur ons nie, as gevolg van ons nie, maar as gevolg van sy uitverkiesende genade, waarvan die doop ook vir ons 'n versekering is, dat dit ook deel gaan wees, ook van ons kinders, dat die toesegging of die toeëiening van die Here, van kunskap van die Here, nie noodwendig vanuit onsself kom nie, en vanuit ons eie keuses nie, maar kom vanuit die hand en vanuit die liefde van die Here. Maar nog meer as dit, dat daar ook ander mense sal wees, dat die mense wat dalk deel van die heidendom kan wees, van die wêreld rondom, ook op grond van die getuienis wat ons het, en op grond van die genadige werking van die Heilige Gees in die lewe, dat daardie mense ook hulle self sal identifiseer in daardie tyd met die volk, maar vandag ook kom identifiseer met die Christendom, kom assosieer met die Christendom, kom deel word van die koninkryk van God, op grond van die uitverkiesende genade van die Here, wat nie alleen vir ons wil wees nie, maar ook vir ander, wat verder van die Here af mag staan, ook in 'n tyd soos hierdie. As jy hoop wil hê, dan kom knegliedere soos hierdie, word dit vir jou, wil dit ook vir jou liedere van hoop gee, in ons vreemdelingskap in die wêreld, in die uitdagende omstandighede waarbinne ons kan lewe. Ja, in Amerika kan ek 'n toekoms hê. Ek kan in Kanada 'n toekoms hê. Ek kan in Engeland 'n toekoms hê. Maar ek kan ook in Suid-Afrika 'n toekoms hê. Ek kan toekoms in ideale omstandighede hê, maar ek kan ook toekoms hê binne omstandighede wat nie ideaal is nie. Waarin lê dit?
Dit lê binne om vertroue te hê op die Here wat jou liefhet, wat my liefhet, wat sy koninkryk in hierdie wêreld kom vestig het en dit ook wil uitbrei na die hele wêreld toe wat ook rondom ons is en na die toekoms toe, 'n toekoms wat ook na ons lê. Tel die hoop op vir nou, vir hierdie oomblik, vir waar jy ook al is. Glimlag daaroor. God wil dit ook vir jou gee. En leef binne die oomblik. Gryp die dag. Carpe diem. Dit is die dag wat die Here gegee het. Laat ons daaroor juig en bly wees. Amen. Here, dankie dat ons aan U kan behoort. Nie omdat ons self noodwendig die keuse gemaak het nie, omdat U die keuse ook vir ons gemaak het. U ons ook geroep het en ons so aangeraak het deur die Gees in Christus, dat ons nie anders kon as om U te volg nie. Dankie dat U wat altyd getrou was, ook nou getrou sal wees, en ook in môre getrou sal wees. U wat die Here was, van Israel ook daar in die ballingskap, U is ook ons Here, U is ook ons God. U wat vir hulle 'n toekoms binne in hulle omstandighede wou gee, en gedroom het ook vir hulle vir 'n toekoms weer terug in hulle land. U wil ook vir ons elke dag 'n toekoms gee, nou en op die pad waar ons elke dag loop. Wil U ons dan seën met geloof, met hoop, met liefde, met deursettingsvermoë, in Jesus naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met jou en almal wat deel van jou is. Amen. Jy moet baie mooi bly en geniet elke dag.